Goeiemôre, good morning. Ek is Elsa Esterhuizen. Goeiemôre, good morning en ek is Pieter Koen. En ek is Razan McKenzie. Saam met ons het ons natuurlik ons eie Mr Moneybags, Thys van Sail. Môre Thys. Môre kollegas en net daarso, kom ons stop gou-gou. Die Koen het die voorblad van die huisgenoot gehaal. So al ons kykers daar buite, asseblief gaan koop die huisgenoot. Daar's 'n pragtige storie, ek moet sê, die hele storie oor. Dit is so en die binnekant sê daar binne, welkom terug. Koene. Ja, baie dankie. En natuurlik ek wil vir jou baie special shout-out gee vir jou en Lotie die kinders, Ja. Pieter, en baie respek. Want julle het absoluut geluister. Jy weet na die Here se boodskap om terug te kom Suid-Afrika toe. En ek dink mense moet basies, jy weet, daarvoor uitkyk en die storie so ook opneem. Dis presies wat ons wil hê. En dankie vir julle en dankie dat julle gehoorsaam is. Okay. Maar baie dankie ou Tyson, dis absoluut so, maar as jy nog 'n bladsy aangeblaai het, nê, sal jy sien ons al 4 preek ook baie mooi daar links Ek onder. het nog nie so ver gelees nie. So gaan kry hom sommer nou dadelik vir jou. Wat lê voor in vanoggend se program, Elsa? Ja, ons het baie om na uit te sien in vandag se episode, want ons kyk hoe bates bestuur word, nie met Thys nie, maar met die wêreldvername plastiese chirurg Dr. Mark Steinman. South African Hall of Fame se Johnny Burger is hier om te gesels oor die Legacy Project en Dion Groot kom leer ons dans in Afrikaans. So praat en kuier en gesels gerus saam met ons. Al wat jy moet doen is skandeer net die QR-kode op jou skerm en dan stuur jy vir ons al die nodige inligting. So, baie welkom en laat ons bietjie hoor van jou. Stuur vir ons daai WhatsApp. Ja, dis tyd vir ons eerste storie in die oggendpraatjies en ek wil vir julle vra en afskop met die vraag: het julle ooit met boublokkies gespeel as kinders? Ja. Baie lekker gespeel. Ja, my kinders is mal oor dit. So daar is iets waarvan Suid-Afrikaners regtig oor kan trots wees. Daar is Suid-Afrika kan dalk verteenwoordig word met 'n amptelike Lego stel. So Christo van Wyk is a man from Cape Town and he's done something so special. He's taken South Africa's natural kind of biodiversity and put it in a Lego set. So what started with a Protea became a full fynbos blomme Lego stel. En dit het nou die kans om 'n amptelike stel te word. Dit bevat unieke fynbos soos die Botterivier Protea, die Erica Glena, groen boomspeldkussing, Splendid Pagoda, Buttonbush en 'n hele klomp ander blomme ook van die Weskus soos gousblomme. En hy sê dit is sy liefdesbrief aan die Weskus en die biodiversiteit van Suid-Afrika. En hy vertel dat Erica Glena kom van sy tuisdorp af en dit is iets regtig baie spesiaal vir hom om te kon vasvang. So, here's the catch. If this piece gets 10,000 votes, there is the possibility that it could become an official Lego set. Wow. And you can go onto the Lego website and vote for him there. But it's a really, really beautiful story about someone that's just trying to celebrate South Africa in a really creative way. So, as julle jare terug nou dink na Tafelberg en die Bo-Kaap, dit was natuurlik dan ook ingeskryf, maar dit was nou nie suksesvol nie. Sou julle graag 'n Suid-Afrikaanse amptelike Lego stel wou sien? Ek sê dit bitter graag wou sien, ja. Ja. Suid-Afrika is so. Ons is so bekend die hele wêreld vol vir sekere, jy weet, soos die Tafelberg, soos die Proteas en dies meer. Natuurlik ek sal dit love. Wat sou jy wou maak as 'n amptelike Lego stel wat vir jou as Suid-Afrikaner verteenwoordig, Elsa? Wel, ek dink om terug te kom by dit wat jy nou net gesê het, ek sou nou nogal daarvan gehou het as daar so iets kon wees van die Bo-Kaap, want dis 'n plek wat my persoonlik na in die hart lê. Ek het verlede jaar vir die eerste keer 'n draai daar gaan maak. En ek dink net dit gaan oor daai kleur en die inklusiwiteit ook daarvan. So ek dink ek sou nogal so iets wou gesien het. Dis jammer dat dit nie suksesvol was nie. Thys, jy sou seker 'n weergawe van die Reservebank of iets? Nee, ek sal definitief Ellis Park Lego stel wil hê. Maar dan wil ek hom bou, nommer 1. Jy weet, saam met my 4-jarige, my 11-jarige wat nog steeds Legos bou en ek saam met hulle, okay. Maar die rede hoekom ek hom sal wil bou is want dan kan ek hom actually skuif die stadion. As jy dink dat daar iets anders is wat ons dalk kan bou as 'n Lego stel, amptelike Lego stel vir Suid-Afrikaners, laat weet ons. En ook onthou om te gaan stem vir Christof. Ek dink hierdie wat hy gedoen het is regtig great. So sê vir ons jou mening oor Christof se mooi skepings. Gebruik die QR-kode en stuur vir ons 'n WhatsApp met jou naam en waarvan dan jy kyk.
Kollegas gepraat van die plante groei en die mooi dinge. Hier is nou 'n storie van 'n ander aard. Jy weet, 'n raadslid het bome geplant in die slaggate. net om te sê, luister, ons is nou tot hier toe en nie verder nie met die dienslewering in die Pretoria Noord. Die stadsraad lid is die wijksraad lid van wijk 2, Quentin Meyer, en hy het gemeenskapslede net, hy het gesê, luister ouens, ons het gevra, ons het geklop aan die deur, hier is 'n slaggat of 2 wat net een keer te veel skade gedoen het, sommer in 'n kwessie van 'n paar minute is 2 karre se wiele beskadig. Ons het nou genoeg aan die deur geklop. Kom ons gaan plant bome. Nou sê die staatsraad, nee, julle kan nie dit doen nie. Hierdie is nou een of ander ding wat hulle sê, hulle beklemtoon dat die stadswetgewing dit indruis met die stadse wetgewing om bome in openbare paaie te plant sonder toestemming. Fix the problem. Ja, maar dit is ook nou, it's easier to see a tree in the middle of the road than it is to see a pothole. Yeah. So it's easier to miss it and not drive into it, which is what some of us are doing with the slaggat. Veral in soos vanoggend, jy weet as die paaie nat is. Ek het gedink ek ken al die pad baie goed die laaste maand wat ons nou alleen heen gery het, maar ek het vraggies nog in 'n slaggat of 2 deurgery omdat hy vol water was. Treinrit. Ja, maar nou op 'n hele paar plekke want jy draai die hele tyd. So ek swaai liewer uit vir 'n boom as wat 'n mens nie weet daar is 'n slaggat. Ja, maar daar's 'n baie slaggate op hierdie stadium. Jy kan van die een boom af uitswaai in die volgende. Want dit gaan die plante groei die fauna en flora van Suid-Afrika gaan tevrede wees. Ja. Maar ek dink ook dis dalk 'n volgende Lego stel. Slaggate, bome. Nee, dink julle hy sal meer as 10,000 votes kry? Nee, ek weet. Maar dink julle nie dis maar net frustrasie ook nie en dis vir my erg om te dink dis mense in die stadsraad wat ook dien wat al naderhand so fed up is. Ja. Maar dink jy nie self ook die ou wat veronderstel is om daai begroting te bestuur en daai portefeulje te handhaaf om paaie soos potholes in stand te hou nie. Hy gebruik ook tog sekerlik self ook die pad. Ja. Jy weet so gaan hy nie uit sy kant uit, gaan nie tensy randflats het natuurlik. Jy weet ek dink die munisipaliteite met hulle uitjies, so ek weet ook nie lekker nie. Maar ja, ek dink die ouens moet regtig waar 'n aparte begroting hê vir dit, maar daar is net eenvoudig nie geld nie. Ek dink ook die feit dat mense na hierdie uiterstes moet gaan om 'n punt te bewys dat sekere goed nie reg gedoen word nie of amper glad nie gedoen word nie. Daar is ook ek het ook 'n paar stories gelees van mense mag nie eintlik net die pad as hulle regmaak nie. Sien nou daar's 'n slaggat in die pad waar jy bly. Jy mag nie net dit volmaak nie. Nee, mag nie. Maar ek kan verstaan dat hulle self inisiatief neem, jy weet, en ek dink dit is die hartseer ding daarvan wanneer 'n mens kyk na dienslewering oor die algemeen. Dit is 'n groot probleem, nie net in Pretoria Noord nie, maar ek dink in Suid-Afrika. So dis jammer dat jy weet daai soort van dinge nie kan gebeur nie, maar ek dink ons sien dit al hoe meer. Hoe sien verskillende kulture dienslewering? Is dienslewering vir die een werkskepping, is dienslewering vir die ander een sanitasie, water, paaie? Ek dink is alles Pieter. Dis eenvoudig alles. Is daar nou een ding is wat Suid-Afrika almal in gemeen het, is natuurlik ons soek ordentlike dienslewering. Ja. Ons soek sanitasie, soek ordentlike paaie, ons soek elektrisiteit, ons soek volhoubaarheid. So eenvoudig is dit. Klaar, en daar gaan hy. Otherwise you're fired. You're fired. Ons kan nog vir 'n hele rukkie hieroor gesels. Ek dink is 'n onderwerp wat ons baie lank kan besig hou. Maar ons laat dit nou eers net daar en ons gesels net hierna verder. Bly ingeskakel en drink jou koffie saam met ons. Goeiemôre.